gereed wees vir die een wat kom. Ek wil gereed wees, yes, vir die bruidegom. Ek wil gereed wees as hy ons kom haal. Ek wil gereed wees as Jesus my kom haal. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy groot naam. Kom vader my, net soos hy wil. Kom reinig my in die vuurhoek van die heiligheid. Kom vader my, net soos hy wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees, yes, om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy groot naam. Kom vader my, net soos hy wil. Kom reinig my in die vuurhoek van die heiligheid. Kom vader my, net soos hy wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Yes. Ek wil gereed wees, 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 ek wil gereed wees as Jesus kom. Ek wil gereed wees, 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 ek wil gereed wees as Jesus kom. Kom vader my, yes, net soos hy wil. Kom reinig my in die vuurhoek van die heiligheid. Kom vader my, net soos hy wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. As Jesus kom. As Jesus kom. Hallelujah. Yes, Lord. We worship your name. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now.
come before you, Jesus. Worship your name. Worship your name. We worship your name. Oh, we worship your name, Jesus. Keep silent, you mountains. We worship your name. Keep silent, ye mountains, ye fields and ye fountains, for this is the time I must sing. It is time to sing praises to the Rock of the ages, and this is the time I must sing. Keep silent, ye mountains, ye fields and ye fountains, for this is the time I must sing. It is time to sing praises to the Rock of the ages, and this is the time I must sing. Singing, I love you, Lord. We declare it. Singing, I love you,
the goodness of God. Let's just sing it one more time. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands, yes, Lord. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause I love your voice. You will lead me through the fire in my darkest night. You were close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you have. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on. Oh, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Yes, you have. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, you have been faithful, Lord. And all my life you have been faithful. Yes, you have, Lord. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God.
lay down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. It's so good. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Halleluja. Halleluja. Amen. Prys die Here, jy kan nie sy plek neem. Dankie julle. Oral Roberts het gesê, God is a good God, and the devil is a bad devil. Stem jy saam? Yes, God is a good God, and the devil is a bad devil. Kon lag julle? Kyk. Nou verlede week het pastoor Jacques so mooi vir ons gepraat oor wedergeboorte, wat dit beteken. Maar vandag is nagmaal en hierdie tafel praat van 'n offer wat gebring is. Dit praat van Jesus wat sy liggaam geoffer het aan die kruis sodat ons lewe kan hê. Nou om dit mooi te verstaan, wil ek vir julle iets verduidelik van die Ou Testamentiese offers. Ek gaan nou nie baie daaroor praat nie, maar daar gaan 'n skets daarop kom van die tabernakel. Ek wil net vir julle iets wys, net. OK. Sien julle hom? Nou, dit is hoe die tabernakel gelyk het wat hulle opgeslaan het in die woestyn. Nou die tempel wat toe gebou was in Jerusalem was op dieselfde patroon gebou. Die Here het vir Moses 'n plan gewys hoe dat hy die tabernakel moet bou. Nou hoekom ek die tabernakel het en nie die tempel nie, is omdat die skrywer in die Hebreërs praat baie oor die tabernakel. Hy praat nie eenmal oor die tempel. Dit is baie interessant, maar net so van interessantheid. Nou, as jy kyk, ek wil net vir julle so 'n paar goed sê wat dit is. As jy nou daar kyk, daai was die ingang, en dan, dis waar die psalmdigter gesê het, gaan my poorte in met lof, my voorhowe met lofgesang. Dan die eerste ding wat jy daar gekry het, was die brandoffertafel. Dit was waar die priesters offers kon bring het vir die mens se sonde. Hulle het offers gebring van bulle en van bokke ensovoorts. Dan daai was 'n koper waskom of 'n brons waskom. En dit was waarin die priester hom dan gewas het voordat hy sy hande en sy gesig gewas het, nadat hy hier diens gedoen het, as hy dan daar wil ingaan. Nou hierdie is die tabernakel self, dit was die tent. Nou hy was gedeel in 2 dele. Hierdie deel het bekend gestaan as die heilige en daardie deel as die allerheiligste. Nou in hierdie deel, die heilige, was daar 'n goue kandelaar gewees wat lig gebring het. Dan was daar 'n tafel met toonbrode. Dit was brode wat hulle daar gehad het, wat gebruik was en wat die priesters ook van kon eet. En hierdie was 'n wierook altaar. Dis waar daar offers gebring is wat lekker geur in die heilige gebring het. En dan
was daar die allerheiligste. En daar het die hoofpriester net eenmal 'n jaar ingegaan op die groot versoendag om vir homself en vir die volk versoening te bring vir hulle sonde. Daai was die ark. Nou binne in die ark was, of bo op die ark was daar 2 gerubs gewees. Binne in die ark was daar 'n kruik met manna in. Aaron se staf wat gebloei het en die kliptafels waarop die 10 gebooie geskryf was. En daai ark is verlore. Ek meen, hulle het ons 'n fliek gemaak, Raiders of the Lost Ark, waar hulle na die ark gesoek het, maar hy is verlore. Nou, al wat die skrywer aan die Hebreërs dan doen, hy kom en hy vertel dat Jesus is ons hoëpriester en dat hy in die heiligdom ingegaan het, die hemelse heiligdom, en daar uiteindelik ook deur sy kruis, sy dood, sy opstanding, sy hemelvaart, het hy vir ons kom versoening doen met sy eie bloed. Daardie bloed, sê die Bybel, kon die sonde nie wegneem nie. Dis hoekom hy sê in Hebreërs 10 vers 3 en 4, maar hierdie offers is daar, met hierdie offers is daar jaar na jaar herinnering aan die sondes, want die bloed van bulle en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Ek kon dit nie wegneem nie. Psalm 32 vers 1 sê dit so mooi. Hy sê gelukkig is die een wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is. Met ander woorde, in die ou bedeling, daardie bloed kon net die sonde bedek. Dit kon dit nie wegneem nie. So hierdie Ou Testamentiese gelowiges, as hulle toegelaat het dat die priester vir hulle offer bring met bloed, dan was daai bloed het hulle sonde bedek, maar dit was 'n heenwysing na die volmaakte offer toe. Dis eers toe Christus gekom het en sy bloed gegee het, wat hulle ook volkome vergifnis ontvang het. Met ander woorde, net soos wat ons terugkyk na die kruis toe, waar Jesus vir ons gesterf het, het hulle vorentoe gekyk, na die kruis toe. Hulle het dit natuurlik nou net nie geweet nie, maar hulle het vorentoe gekyk, na die kruis toe, want Jesus se bloed reinig van alle sonde. En dit is wat die Hebreërs skrywer, ek kan nie, dit is 'n wonderlike boek, dit is die enigste boek in die Bybel waar Jesus vertel dat hy die hoëpriester is. Ek meen, dit kom gedurig in Hebreërs voor. Hy is die hoëpriester van ons belydenis, en so gaan dit aan. Ek kan nie die hele boek Hebreërs in 'n Sondagoggend met julle deurgaan nie. Dit sal nogal 'n bietjie lank vat, en ek dink nie ek sal dit hou nie, en julle sal dit ook nie hou nie. So, ek meen, so okay. So, daarom, hulle sê mos, as daar 'n sekere deel van jou anatomie begin seer word, dan gaan jy oor dit toe. Dis hoe dit werk. Daarom kan ek nou nie, maar kom ons gaan net na 'n paar goed kyk. En ons gaan kyk na Hebreërs 10, daar vanaf vers 10 af. Hy sê, omdat God dit so wou, is ons vir hom afgesonder, deurdat Jesus Christus sy liggaam as offer gebring het, en let wel wat sê die skrywer daar, eens en vir altyd. Met ander woorde, Christus het 'n eenmalige offer gebring wat tot in ewigheid sal krag dra. Dit sal nooit ophou om krag te dra nie. Okay, kom ons gaan aan. Verder, nou luister wel,
toe julle nou gekyk het, is die tabernakel, hy is nou weg. Maar toe hy nog daar was, wat se meublement sien jy nie in die tabernakel? 'n stoel. Daar was 'n stoel nie. Want nou sê dit so mooi, elke priester staan dag vir dag sy diens en verrig en bring elke keer weer dieselfde offers wat tog nooit die sondes kan wegneem nie. Maar Jesus Christus het een offer vir die sondes gebring en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Hy het gaan sit. Daar's een plek in die Bybel waar Jesus opgestaan het. Waar is dit? Toe Stefanus, die eerste martelaar, doodgegooi is met klippe. Toe sê hy, ek sien die seun van die mens in die lig, in die hemel, en hy staan. Dit was asof, ek sê net is so nie, maar dit was asof Christus, hierdie eerste martelaar, wat gesterf het vir sy geloof, amper hom gesalieer het, en hy het opgestaan, daar langs die twee. Maar verder sit hy. OK, vergeet nou 'n ander deel, dit was maar net so in. OK, nou, F.F. Bruce was 'n groot Nuwe Testament kundige, wat hy is al in 1990 is hy al oorlede. Maar hy het dit so mooi gestel in sy kommentaar oor Hebreërs. Hy het gesê, a seated priest is the guarantee of a finished work and an accepted sacrifice. A guarantee. Wat is 'n guarantee? Ja, wat ook al. Okay. 'n blye garantie. Okay. Dit van 'n werk wat klaar gedoen is en ook wat die offer is aanvaar. Dis hoekom hy gaan sit het. Hy het gaan sit. Nou dis baie interessant hierdie. Die feit dat hy gaan sit het, is eintlik die ekwivalent van sy woorde in Johannes 19 vers 30, waar hy uitgeroep het, dit is volbring. Soos die Engels sê, it is finished. Met ander woorde, die feit dat hy gaan sit het, en die feit dat hy gesê het, dit is klaar, die prys is ten volle betaal. Dis eintlik twee ekwivalente van mekaar. Wonderlik, né? Daai woorde wat Jesus uitgeroep het aan die kruis, ek het dit al so baie gesê, maar ek wil dit weer sê, dis die Griekse woord tetelestai. En tetelestai is in die Grieks in die perfektum geskryf. Nou in Grieks is die perfektum beteken, dis 'n afgehandelde daad wat tot vandag toe nog krag dra. Dis hoekom as hy dit in die Aristos geskryf het, dan was dit net 'n afgehandelde daad. Maar omdat dit in die perfektum staan, sê dit, Jesus het gesê, dit is volbring, en dit is vandag nog volbring, dit is vandag nog klaar, die prys is ten volle betaal vir al ons sonde, tot in ewigheid, en dis waarvoor hierdie tafel staan. OK, kom ons gaan. Nou, wag hy daar, totdat sy vyande aan hom onderwerp is. Die Bybel sê op een plek, die laaste vyand wat onderwerp gaan word is die dood. Nou Jesus het die dood gesmaak en het oorwin terwille van ons, sodat die dood nie meer vir 'n kind van God vrees hoef in te hou nie, want Jesus het die angel van die dood het hy getrek. Luister mooi. Nou sê hy, deur die een offer het hy die wat vir God afgesonder word. Ek hou van die manier, daar's vertalings vir die woord heilig daar gebruik, maar die woord heilig beteken om afgesonder te wees, om afgesonder te word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Nou hier kom nou
'n paradoks. As ons dan van sonde vrygemaak is, hoekom doen ons nog sonde? Of ek weet, ek praat nou met mense daar buite. Dis en julle is almal engeltjies. As julle my so kyk, ek wil julle eintlik hier van vooraf afneem. En dan wil ek daai foto vir jou stuur en sê, kyk hoe lyk 'n engeltjie gesiggie. As julle so vir my kyk. Okay, luister mooi. Wat beteken dit? Jesus het die mag van sonde gebreek. Sodat die sonde nie meer oor ons hoef te heers nie. Maar omdat ons nog in 'n vleeslike liggaam leef, sê die Bybel, sukkel ons partymal met werke, die Bybel noem dit werke van die vlees, Galasiërs, gaan lees dit so mooi, waar Paulus dit verduidelik, die werke van jou vlees, wat partymal kom die vlees dan vore, en dan kom daar dinge uit wat nie daar moet wees nie, want nie een van ons is perfek nie, jy is perfek, ja, in jou gees, maar nie in jou denke nie, en ook nie in jou liggaam. So, en die Bybel sê, soos dat 'n mens dink, so is hy. Dis hoekom die Bybel sê, jou denke moet vernuwe word. En dis hoekom die Here vir ons ook 'n pad gemaak het. Ek gaan nou meer hieroor sê, aan die einde, luister nou mooi, dat, ken julle 'n gifappelboompie? Daai boompie wat gifappeltjies dra. Nou, ek sien dit altyd, dat daai boom is soos ons lewe. En dan daai boom wat ons dan doen, nadat ons tot bekering gekom het, dan kom van daai gifappeltjies uit, né? Taxi ry voor jou in, of jou baas by die werk sê vir jou iets, of jy vererg jou vir die regering, of wat ook al. En dan kom daar partymal goed uit wat nie daar hoort nie. Dis gifappeltjies. Maar jy sien wat het Jesus gedoen, en wat wil hy in jou lewe doen? Hy wil die wortel bykom. Hy wil die wortel bykom. En ek gaan nou meer iets oor sê. Nou, die mag van sonde, het hy die wortel bygekom. Maar die gifappeltjies is partymal nog in ons lewe. Praat ek met die regte mense? Verstaan julle wat ek sê? Okay, goed, kom ons gaan aan. Nou, ek sê altyd die verskil tussen 'n Christen en 'n sondaar is dieselfde verskil tussen 'n skaap en 'n vark. Jy kan 'n vark vat en jy kan hom skoon skrob en jy kan hom vol sent spuit en jy kan om sy nek in 'n lint sit en jy kan 'n hoekie op sy kop sit en jy kan met hom doen wat jy wil. As hy modder sien, gaan hy rol, want hy's 'n vark. Dis sy natuur om dit te doen. 'n Skaap, ek meen, ek is nou nie 'n boer nie, maar ek het nog nooit 'n skaap sien rol in die modder nie. Jacques, jy het op 'n plaas gewerk, dra my uit. 'n Skaap, as hy in die modder trap, dan skud hy sy voet af. En dis presies die verskil. As ek 'n kind van die Here is, en van daai gifappeltjies kom uit, wat gebeur? Ek voel dadelik spyt. En ek sê, Here, vergewe my. En die Here vergewe my nie. Hy sê, sy bloed reinig my voortdurend aan mekaar, terwyl ek hom volg, want die Bybel sê, jou beste dade is eintlik soos 'n wegwerplike kleed. Wat kan ons vir hom gee? Eintlik niks. Okay, kom ons gaan. Hy sê, ook die Heilige Gees betuig dit aan ons. Eers sê hy, dit is die verbond wat ek met hulle na daardie dae sal sluit, sê die Here. Ek sal my wette in die hart gee, en hulle verstand sal ek dit skrywe. Jy sien, as jy 'n kind van die Here is, dan kom hy en hy doen iets binne in jou hart. En dan gaan dit nie meer oor, ek mag sekere goed nie meer doen nie, en ek moet sekere goed doen. Nee, dan gaan dit, ek wil sekere goed nie meer doen nie, en ek wil sekere goed doen. Groot verskil, né? Groot verskil om iets te wil doen, en iets nie te mag doen nie.
Verstaan jy? OK, ek kan nie nou daarop uitbrei nie, maar dis wat hy sê, dis in jou hart. Dan sê hy verder, aan hulle sondes en hulle oortredinge sal ek nooit weer dink nie. Wie God het 'n vermoë wat ons nie het nie. En dis om verkeerde goed te vergeet. Hy sê ek gaan nooit weer daaraan dink nie. Die duiwel herinner jou daaraan, ja. En jy self dink baie keer daaraan, maar hy dink nooit weer daaraan nie. OK. Dis soos wat die ou gepreek het gesê het, die Bybel sê op 'n plek het jou sonde gegooi in die diepte van die see. Toe sê hy, die Here het jou sonde gevat, het daar ingegooi en het 'n bord daarop gesit, no fishing. Kan nie daar gaan visvang, want is weg. So daai lied iemand gesê het, it is in a sea of God's forgetfulness. Wonderlik, né? Waar die sondes dan vergewe is daar geen offer daarvoor meer nodig nie. Wat hy sê, onthou net, toe die skrywer aan die Hebreërs hierdie boek geskryf het, hierdie brief, nou eintlik ook, dis 'n brief en 'n preek, so gemeng, het hy vir 'n klomp Jode geskryf, wat uit die Jodendom uitgekom het, en hulle het Christene geword. En toe as gevolg van die geweldige vervolging, wat hulle beleef het hulle oorweeg, om terug te gaan, Jodendom. Jy kan dit gaan lees in die vroeëre hoofstukke van Hebreërs. Maar vat maar my woord daarvoor, dit is so. En toe het hy vir hulle gesê, julle kan nie teruggaan nie. Want as julle teruggaan, dan kruisig julle Christus opnuut. Julle gaan heeltemal, want jy sien, as jy van 'n Christen na die Jodendom toe gaan, dan moet jy een groot ding doen. Jy moet Christus verloon. Jy kan nie Judaïsme aanhang en Christus nog verkondig. Want hulle sê hy het nog nie gekom nie. Hulle wag nog vir hulle Messias. So dit is wat hy vir hulle sê. Nou sê hy vir hulle, luister mense, julle wil teruggaan na al daai ou offers toe. Dis nie meer nodig nie. Dis klaar. Dis verby. Julle hoef nie meer offers te bring nie, want daar was een volmaakte offer, Jesus Christus en sy bloed. En dis waarvan hierdie tafel praat. En nou wil ek sien ek hier nog so 'n bietjie tyd. Ek wil nou oor iets praat. En dit is oor hierdie goed in 'n ou se lewe. Wat partymal daar is en dit moet nie daar wees. Baie maal is daar bindinge in jou lewe wat hier binne is. Jy weet, as jy gaan dink, kom ons dink aan uiterlike goed. Waar kom diefstal vandaan? Waar word dit gebore? Word baie maal gebore uit hebsug, uit naaiwer, uit jaloesie. En dis goed wat jy glad nie kan sien nie. Ek kan nie voorstaan, ek kan op jou jaloers wees, en jy weet dit nie. Maar God weet dit. Jy sien, dis daai goed, wat partymal hier na buite toe uitkom. As jy kyk na seksuele sondes, waar kom dit vandaan? Van welis af. Waar kom moord vandaan? Woede. Hebsug kan ook moord veroorsaak. Verstaan nie, daar's altyd daar's iets wat agter dit sit. Dit gebeur nie net. Dis iets binne 'n mens wat veroorsaak. Nou wil ek vir jou vra. Nou skryf van die skrywers en ek kan nie onthou wat die skrywer sê, waar vandaan kom daar oorlog tussen julle? Nou ek sê nie dis hier so nie.
Maar wat ek wil sê is, hy praat met Christene. By Christene is daar baie maal dinge wat nie daar moet wees nie. Dank die Here is hier, dis nie hier so nie. Maar ek weet van kerkraadsvergaderings waar die broers vuis geslaan het. So kwaad het hulle vir mekaar geword. Nou waar kom dit vandaan? Waar kom dit vandaan? Dat jy ry en 'n taxi ry voor jou in en jy begin tale te praat wat nie mooi taal is. Waar kom dit vandaan? As iets binne jou. Wat die een wat die volmaakte offer gebring het, jou wil van verlos. Hy wil daai penwortel wil hy uittrek. Ek meen baie ouens sê ja, ek het nou maar jy weet ek's van Ierse afkoms. En dis waar hierdie meer vandaan kom. Soos om Pierre Leroux altyd gesê het, ou oom Knor, sy klein knorretjie, dit kom so deur die geslagte. Die Here wil ons, hy sê, julle is deelgenote van die goddelike natuur, en hy wil hê dat dit in ons lewe na vore sal kom. En hoe kom dit voor in ons lewe? Jesus die offer, luister na wat sê Johannes. In Johannes 2 vers 1 en 2 sê hy, dit skryf ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig. Dis God se perfekte wil. Maar as een van ons sondig, luister nou mooi, hierdie brief is geskryf vir Christene, nie vir die wêreld nie. As jy in die wêreld is, as jy nog nooit jou hart vir die Here gegee het nie, dan is alles wat jy doen sonde. Want jy is van God geskei. Hallo? OK. Maar as een van ons sondig, het ons Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. In Hebreërs 7 vers 25 sê, hy kan hulle wat na hom toe kom, kan hy volkome verlos, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Jesus bid vir jou voor die Vader. Luister nou mooi. Hy is ons voorspraak. Hy is die versoening vir ons sondes. Nou hier praat hy, jy kan maar sê die werke van die vlees. Hy praat nie hier van die sonde mag nie. Dis klaar gebreek in jou lewe. Jy leef nie meer soos 'n vark. En rol elke dag in die sonde. Ek geniet dit nie. Ek onthou toe ek in die weermag was, dan kom ouens van 7 dag pas af en dan is dit 'n brek kompetisie wie die meeste sonde gedoen. Want hulle geniet dit. Dis lekker. As jy kind van die Here is, dan het jy 'n ander natuur. Dan geniet jy dit nie meer nie. En as jy verkeerd doen, is jy spyt. Nee. As jy nie spyt is, het jy bekering nodig. OK. Hy sê sy versoening en nie net vir ons sondes, maar ook vir die van die hele wêreld. En nou kom 1 Johannes 1 vers 8 en 9. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Nou hier is vir my die sleutel. Johannes praat van 2 goed. Hy sê hy vergewe ons sondes, dis die uiterlike ding. Maar dan reinig hy ons van alle ongeregtigheid. Ek glo, dis die innerlike ding. Dis die wortel. Dis daai ding wat veroorsaak dat jy die sonde doen. Dis daai ding in jou lewe wat jy mee sukkel en jy kan nie oorwinning kry nie. En jy het nou al gebid en vergifnis gevra. Weet jy wat jy nodig het? Jy het nodig dat die Here jou opereer en laat hy daai wortel in jou lewe uitsny. Sodat jy in oorwinning kan begin leef.
Dat jy nie is soos die ou wat met sy kar gery het en agter op sy kar staan 'n honk, if you love Jesus. En die ou blaas sy hoeter en die ou hier in die kar gooi vir hom allerlei signs. Jy sien, dis daai goed. Dis waar die tyre die teerpad slaan. Dis waar ons hierdie evangelie moet uitlewe in ons huise, waar ons kom by ons werke. Daarso is dit die belangrikste. Dis baie belangriker as wat jy dit hier doen. Hier is dit maklik om te sing, His goodness, follow me. En ek en Melinda kry altyd 'n glimlag as julle daai koortjie sing, want ons het eendag 'n video gesien van 'n pastoor waar hy koortjie gesing het en hy het op en af oor die kansel gaan hardloop om te wys hoe die Here se goedheid hom volg en al daai goed is coming after me. En altyd as ek daai koortjie hoor, dan sien ek hom en ek bedoel dit nie op 'n lelike manier nie. Dit was net vir my nog oulik. Ek gaan dit nou nie doen nie. Dit is, ek sal dit nie. Nou val ek hier van die verhoog af en dit kan nogal 'n probleem wees, né? OK. Vanmôre is nagmaal. En die Here het op my hart gelê om vandag 'n uitnodiging te maak. En daai uitnodiging is die volgende. As daar 'n wortel, jy weet die Bybel praat van onvergewensgesind en dan praat hy van 'n wortel van bitterheid. En die Here wil hy wortel uittrek. En dit gaan nie vanmôre oor Pieter Maree nie, dit gaan glad nie oor my nie. Maar betref kan ons nou nagmaal bedien ons huis toe. Of ons gaan houkie mekaar. Maar die Here het vanmôre, weet ek, met iemand 'n afspraak. En die Here wil jou vrymaak. Jy het dalk daai gifappeltjies in jou lewe. En jy het al hoeveel maal vir die Here gevra, Here, vergewe my. Vergewe my. Vergewe my. Vergewe my. Vergewe my. Die Here wil meer doen as net vergewe. Hy wil jou verlos. Hy wil hy wortel afsny. As jy jou hier meer lei, wil hy daai wortel van woede wil hy in jou lewe afsny. Hy wil dit afsny. As daar goed in jou lewe is wat jy voor God weet, is nie reg nie, dan wil die Here daai wortel, en dit beteken nie jy is nie 'n kind van God nie. Maar daai goed veroorsaak dat jy nie die hoogtes kan bereik wat die Here jou wil bereik. Daar's 'n liedjie wat hulle gesing het, of 'n gedig, jy kan nie eens onthou nie, oor die voël met die gebreekte vlerk. Toe sê die liedjie, hy het nooit weer die hoogtes behaal wat hy voorheen behaal het. Maar ek wil nou vir julle iets sê, behalwe as jy by God uitkom. As jy 'n gebreekte vlerk het, dan maak die Here daai vlerk so heel dat jy hoër vlieg as wat jy ooit voorheen kon vlieg. Dis die God wat ek dien. Die God wat ek dien maak stikkende goed heel. Iemand het eendag gevra, wat is die Here besig om te doen? Toe sê hy, die Here maak stikkende goed heel. Stikkende mense maak hy heel. Toe ek 'n weermag kapelaan was, ek het dit al vir julle vertel, toe kom ons daar in Kimberley, toe kom ons in die hoof van die leer daarso in Kimberley, hy sê vir ons, weet julle, ek wil julle iets vertel, hier was 'n troep, hy het vir ons verskriklik probleme gegee, niks het hom afgeskrik nie, nie die DB nie, niks. En toe hulle met grens toe gaan, en as jy daai tyd grens toe gaan het, dan het hulle jou gehelp om 'n testament op te stel. En toe hulle na hierdie ouetjie se testament kyk, toe sien hy het alles bemaak, wat hy het, die bietjie wat hy het, aan hulle huisbediende. En toe hulle roep hom in, die kommando, het hom ingeroep, toe sê hy vir hom, hoekom doen jy dit? Het jy nie ouers? Toe sê hy, ja. Hoekom aan haar? Toe sê hy, sy is die enigste mens wat in my lewe vir my liefde gegee het.
'n gebroke mens. En die Here is die God wat gebrokenis heel maak. Die Here wat ek dien, is die een wat jou binne in jou diepste wese wil heel maak. Jy loop dalk met 'n hartseer rond, wat jy nie kan oorwinning kry nie. Die Here sê vandag is die dag, as jy my stem hoor, ek praat met jou, en ek wil 'n werk in jou lewe doen, dat jy as 'n vry verloste aan hierdie tafel kan gaan sit. Mense, die Here sê in sy woord, as jy my stem hoor, in jou hart verhard nie. Kom ons buig ons hoofde, 'n gebed. En as jy vanoggend daai persoon is wat God mee praat, kom staan nie voor. Ek gaan nie eens vra dat jy die bank sal opstaan nie. Ek vra dat jy sommer, neem jy moet van jou oortuiging, moet nie sit en rondkyk, wie kom nie. As jy rondkyk, dan praat God dalk met jou. En dit gaan nie vermoor oor my nie. Maar dit gaan, ek weet, voor my siel, dat hier sit mense, met wortels in hulle lewe, wat jy nie oorwinning kan kry nie. En God wil jou vrymaak. Hy sou nooit vir my gesê het, om dit te doen, as daar nie so iemand is nie. Maar as jy ongehoorsaam wil wees, dan is dit op jou, nie op my nie. Terwyl hulle iets speel, vra ek nou, as jy gebed nodig het, maak nie saak vir wat nie, dat jy nou sal opstaan, en vorentoe kom, dat die Here jou kan vrymaak, dat hy daai wortels in jou lewe kan uittrek. Ja, kom, Here praat met jou, kom, nie bly sit, ek staan nie voor, ek het geweet, jy moet mense wees, ek het geweet, Here gaan nie vir my sê om so uitnodiging te maak, en as niemand nie, en julle wat in die bank sit, wat leiers is, kom help my en bid saam met die mense, asseblief, kom bid saam met hulle, kom, asseblief, halleluja, halleluja, halleluja. Jou lied sê, I was shackled by a heavy burden. But then the hand of these Jesus touched me. And he made me whole. He made me whole. En bly staan, totdat jy ervaar het in jou hart, dat die Here het jou vrygemaak. Halleluja. My Bybel sê, as die Seun van God jou vrygemaak het, is jy waarlik vry.
Bly net so 'n keer aanbidding. Praat so 'n bietjie met die Here. Net daar waar jy sit. Praat so 'n bietjie met hom. Maak jou hart so 'n bietjie oop teenoor hom. En luister hierdie lied, He touched me. I know the joy that floods my soul. He touched me and He made me whole. Hallelujah. Hallelujah. Die skrywer het skryf, I was shackled by a heavy burden, beneath the load of guilt and shame. But then the hand of Jesus touched me and He made me whole. He made me whole. Hallelujah. Hallelujah. Die Here maak nog stukke 'n goed deel. Hy maak nog stukke 'n goed deel. And now I know He touched me and made me. Kom ons staan op, ons sing ons dit saam in oorwinning. Kan jy sitplekke neem? Sal die ouens wat mee gereël is net na vore kom asseblief? Okay. Die nag wat die Here Jesus verraai is, toe neem hy brood, toe sê hy, dis my liggaam wat vir julle gebreek word. So dikwels as julle daarvan eet, dan doen julle dit tot my gedagtenis. En na die ete toe neem hy die beker, toe sê hy, dis die Nuwe Testament in my bloed. So dikwels as julle daarvan drink, dan verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Eet daarvan, drink daarvan tot gedagtenis aan die Here.